Goeiemôre vriende, ons is hier by mekaar om verder te gesels. Ons is al ons 7de videoetjie hierso wat ons gesels oor hoe verstaan jy die Bybel, die breë raamwerk van die verstaan van die Bybel en veral ten opsigte van die profesie en die belangrike voorspellings wat daar in die Bybel gemaak is in verband met die volk Israel. Maar soos ons nou al baie gesê het, nie omdat Israel so belangrik is nie, hulle is glad nie belangrik nie, maar om 'n ander rede, omdat die Here God wat hierdie beloftes gemaak het en wat hierdie voorspellings gemaak het in die Bybel, omdat hy belangrik is. En omdat sy waarheid en omdat sy woord afhang van dit wat gaan gebeur en dit wat ons in ons tyd sien wat besig is om te gebeur, die waarheid van die Bybel. En nou ons gesels oor die herstel van Israel, maar weet jy, dit is dan eintlik tragies as jy so daarna kyk. Meer as 100, ten minste 150 of meer voorspellings in verband met die terugkeer van die Jodendom na hulle land toe, die herstel van Israel. Oor en oor by herhaling dwars deur die Bybel. En 80% van die kerke, die sê maar net, nee, ons stel die belang nie, dis nie waar nie, Israel gaan nooit terugkom na hulle land toe nie, hulle gaan nooit herstel word nie. Mense, asseblief. En ons gaan daarby uitkom en ons gaan hieroor praat, want dit is belangrik. As daar so 'n geweldige belangrike profesie is, wat so dikwels herhaal word in die Bybel, en die kerk kom eenvoudig en hy sê, vergeet dit. Dis nie waar nie, dit gaan nie gebeur nie. Kan jy dan daai mense nog met die Bybel vertrou? Kan jy nog luister na wat hulle oor die Bybel te sê het? As daar 'n profesie is wat minstens 150 keer herhaal word, wat hulle dood eenvoudig wegredeneer en ignoreer. Ons gaan aan, ons kom nou by Jesaja hoofstuk 2. Ons lees hier by Jesaja hoofstuk 2 vers 2 tot 4. Baie belangrike en duidelike voorspelling oor hierdie dinge in verband met Israel in die laaste dae. In die laaste dae sal die tempel van die Here in Jerusalem die belangrikste plek op aarde word. Mense van oor die hele aarde sal daarheen stroom om daar te kom aanbid. Volke sal daarna toe kom en vir mekaar sê, kom ons gaan na die berg van die Here, waar die tempel van Israel se God is, sodat hy ons kan leer wat hy van ons verwag en ons daarvolgens kan lewe. Want die woord van die Here kom uit Jerusalem uit en hy maak sy wil bekend van Sion af. Die Here sal geskille tussen lande en volke oplos. Die gevolg hiervan sal wees dat hulle swaarde sal smelt en daarvan ploegskare sal maak, van hulle spiese snoeiskere maak. Daar sal 'n einde kom aan oorlog en niemand sal meer opgelei word om te gaan veg nie. En die groot kerk sê vir jou, ons leef nou in daai tyd, dis is nou in die 1000-jarige vrederyk. Vriende, maar dan moet ons die Bybel heeltemal op 'n ander manier lees as wat 'n gewone mens geleer het om te lees. Want wat hier staan is tog so duidelik. En ek het dit spesifiek hier aangehaal uit een van ons heel nuutste vertalings. Dis nie die ou vertaling hierdie nie. Net om te sien, hoe skryf hulle dit? Maar vriende, jy weet, goed, in die proses van Bybelvertaling verdraai hulle ook maar sekere goed. Maar hulle kan hom net eenvoudig nie so ver verdraai, dat hy iets anders sê as wat hier staan nie. En dis wat hier staan. Daar kom 'n tyd, wat die hele wêreld sal weet, God regeer. Dis verseker nie nou nie. En wat hulle sal opgaan, en hulle sê, ons gaan na Israel toe, ons gaan na Jerusalem toe, daar waar God se tempel is, en ons gaan by hom hoor, en hy gaan gerig voer tussen die nasies, hy gaan geskille oplos tussen volkere, daar gaan vrede wees op aarde. Dis hoe dit beskrywe word. Hoe kan die kerk net eenvoudig dit van die tafel afvee, sê daar gaan nooit so iets wees nie? Ai vriende, hoe ver kan 'n mens hiermee gaan? Nou oor die algemeen, hierdie versies wat ons gelees het in Jesaja 2,
vers 2 tot 4, wil ek dan nou net hier 'n opmerkingie maak. As jy die herstel van Israel ken in die Bybel, daai oor die 100 versies wat dit voorspel, en jy glo dit, dan het jy 'n geweldige groot voordeel bo ander Christene, en bo baie duisende predikante wat dit nie glo nie. Hulle glo dit net eenvoudig glad nie. Gaan vra vir hulle. Maar dan verstaan jy die koninkryk ook. Want sien, nou kom jy in Matteus, Markus, Lukas en Johannes, waar die woord koninkryk by herhaling gebruik word. En hier's 'n koninkryk, 'n groot koninkryk, 'n geweldige, kragtige koninkryk, wat hier beskrywe is in Jesaja 2. 'n koning wat in Jerusalem gaan sit en wat die hele wêreld gaan regeer en wat daar uit Jerusalem uit gaan gerig hou oor al die nasies en die nasies van die wêreld, wat hulle geskille opgelos sal word in dit wat Jerusalem, wat ons Here daar uit Jerusalem gaan doen. Nou vriende, dit is die koninkryk. Dit is die begrip van koninkryk. Dit is die basiese idee van koninkryk. Kyk, hulle sê mos altyd, as daar 'n woordjie in die Bybel is waarmee jy so 'n bietjie probleme het, dan gaan jy terug in die Bybel waar dit die eerste keer gebruik word. Kan jy die koninkryk verstaan as jy dit net in Matteus lees en daaruit probeer verstaan nie? Jy gaan terug na die oud, jy gaan onder andere na hierdie vers toe en na ander toe wat nog vroeër voorheen plaasgevind het, genoem is in die Bybel, en daar gaan jy dan verstaan wat dit is die koninkryk hierdie. Dan gaan hier 'n koninkryk op aarde wees. Moet nooit hierdie verse vergeet nie. Jy het ook 'n ander voordeel. Jy gaan nie net die begrip koninkryk verstaan in die Bybel nie, jy gaan ook genade beter verstaan. Baie beter. Want vriende, weet jy wat? Dis nou 'n groot geheim wat ek nou vandag hier vir jou vertel. Wat beteken genade? Ons is nou in die bedeling van genade. Dispensasie van God se genade, sê Efesiërs 3 vers 2. Maar weet jy wat? Waar kom dit eintlik vandaan? Dat alles wat groot en goed en wonderbaar is in die Ou Testament eintlik aan Israel voorspel is. En wat het toe gebeur? En Israel het uit ongeloof het hulle posisie as die godsvolk verbeur, en Paulus het op die toneel gekom en hy die evangelie uitgedra na al die nasies, sonder dat dit beloof was in die Ou Testament dat dit sou gebeur. Daar was geen verbond met die nasies nie. God het 'n verbond net met Israel gehad. En dit is wat genade beteken. Dat nou met die verwerping van die volk Israel gaan die evangelie uit na al die nasies in die wêreld. Dit is 'n baie belangrike begrip en van genade. En wat jy gaan mis as jy nie die prentjie volledig aangekleer het, dan weet waar's Israel en wat alles vir Israel beloof is en wat hulle nie gekry het nie, en wat nou toegekom het na ons wat lede is van die heidene nasies, uit genade, uit loutere genade alleen, sonder dat dit ooit aan jou voorspel is, sonder dat dit ooit aan jou beloof is. Dit is net genade. So jy kan koninkryk baie beter verstaan, jy kan genade beter verstaan. Ons help nie die Here om te probeer doen wat hy beloof het hy gaan doen in die Bybel nie. Ek kry baie keer so die idee, mense raak heeltemal fanaties oor hierdie ding. Israel moet nou herstel word, hulle moet hulle tempel herbou, en as Christene wat geld insamel om die tempel te herbou, ek gee nie geld daarvoor nie, vriende, glad nie. Ek betaal ook nie vir Jode om terug te gaan Israel toe nie, glad nie. Die Here het nie vir ons gevra om Israel te herstel nie. Hy het gesê hy gaan dit self doen. En dit is die wonder van die Bybel.
En na 1800 jaar, nog nooit gebeur in die geskiedenis nie, dat 'n volk wat geheel en al, die laaste enkele Jood is uit die land uit weggevat, en hulle is verstrooi oor die hele aarde, daar is omtrent nie 'n land in die aarde, waar jy nie Jode gekry het nie. En hulle het honderde verskillende tale gepraat, en daar kom hulle vandag terug, hulle het dieselfde geloof, dieselfde tradisies, dieselfde Bybel, en hulle is nog God se volk, en hulle gaan herstel word, en hulle Messias weer aanneem. Die Here het gesê, hy gaan dit doen, en hy doen dit. En as jy dit nie glo nie, dan is hier 'n massiewe, groot voorspelling in die Bybel, wat jy nie glo nie. En jy mis 10 ander dinge ook in die Bybel, wat as gevolg daarvan, jy nie meer gaan verstaan nie. Vriende, ons kan nou aangaan na die volgende versie toe in Jesaja. Kom ons lees net vinnig Jesaja 7 vers 14. Baie belangrike versie. En hierso lees ek in Jesaja 7 vers 14. In elk geval, die Here sal self vir jou 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Ook hier 'n ander nuwe vertaling gebruik. Ons ou vertaling sê natuurlik die maagd sal swanger word. Maar dit is toe nou maar hier so verander en verdraai in die nuwe vertalings, dat dit nie meer 'n maagd is nie. Hulle glo glad nie meer in die groot kerk dat Christus uit 'n maagd gebore is nie. Hulle glo hy was 'n gewone mens wat op 'n gewone manier gebore is hier op aarde. Hy is net 'n mens. So, nou maak hulle die maagd 'n jong vrou. Maar daar is baie bewyse, vriende, genoeg bewyse dat dit wel 'n maagd is en 'n maagd moet wees. Eerstens, weet jy, tot die jaar 1800 ongeveer, kan jy maar in die ou kerklike boeke en argiewe gaan rondkrap. Jy kry geen mens, niemand wat ontken het dat Christus uit 'n maagd gebore is nie. Dit is absoluut algemeen aanvaar gewees. En toe kom die modernisme en die postmodernisme in die 1800s, 1900s en die ergste van alles soos wat dit vandag is. Dit is absoluut Bybelse liberalisme en modernisme wat hierdie ding verander het. Maar vriende, daar is 'n baie belangrike ander aanduiding. Jy weet natuurlik van die vertaling van die Ou Testament wat in Hebreëus geskryf is. Hy's vertaal in Grieks. Toe vertaal hulle hom in Grieks. En toe daai vertalers, hulle daai vertalingswerkie gedoen omtrent so 300 voor Christus. Voor die koms van Christus al. Vertaal hulle die Ou Testament in Grieks. En toe vertaal hulle, gebruik hulle 'n Griekse woord wat net een ding kan beteken. En dit is soos in Afrikaans, dis 'n maagd. Ons weet waarvan ons praat as ons sê maagd. Ongelukkig, die Hebreëse woord amla kan beteken jong vrou of maagd. So hulle het so 'n bietjie van 'n loophole daarso dat hulle vertaal dit nou maar met kyk daar, dis nie maagd nie, dit is maar toe hy in Grieks vertaal is, toe wys hulle baie duidelik, dis hoe hulle hom verstaan het, dis hoe almal dit verstaan het. Dit beteken die Messias gaan uit 'n maagd gebore word. Baie duideliker as dit kan jy dit nie kry nie. Nou hierdie vers, Christus kom en hy word uit 'n maagd gebore en hulle gaan hom Immanuel noem. Nou hier is die wat genoem word, hierdie paar hoofstukke in Jesaja, die Immanuel profesie. En dit is hier so omtrent van Jesaja 7 tot Jesaja 12 wat ons die Immanuel profesie kry. Wonderlik, wonderlik. En wat beteken die woord Immanuel in elk geval? Dit beteken God met ons. God met ons. Wonderlike begrip. Ek glo meeste van julle het dit al gehoor. Ek bedoel, ek preek baie keer daaroor in Kersfeestyd, dat God het aarde toe gekom en mens geword het, deel van ons kom word. Maar mense, ek moet net vir julle daarop wys. Hierdie hele Immanuel profesie is absoluut ingebed hier in die Bybel, in die voorspellinge in verband met die herstel van die volk Israel. Jy kan nie dit lees soos die kerke dit vandag doen en Israel heeltemal flat ignoreer,
maak of hulle nie bestaan nie. Hier is nou net Immanuel, God met ons, niks met Israel te doen nie. Hoe kan 'n mens so iets doen? Nou dit is waar daai groot probleme inkom. Want op die oomblik gaan jou begrip van die evangelie van Christus as jou verlosser en die kruisevangelie allerlei goed skade ly, want die konteks waarbinne hierdie profesie gemaak is in die Ou Testament, die konteks gooi hulle heeltemal uit. En hulle vat net daar uit, hier 'n versie en daar 'n versie wat hulle pas, maar alles wat met Israel te doen het, gooi uit en los het. Maar die Immanuel, Jesus Christus, hy het aarde toe gekom om met die mens te kom wees. En nou vandag sit ons in hierdie probleem, vriende, dat mense verstaan ook nie meer werklik dat dit is eintlik vandat Jesus gebore is, dat ons God vir die eerste keer werklik kon ken, want dit staan in die Bybel, God met ons. En dit beteken, in die Ou Testament was God nog nie met die mense nie. God was 'n teoretiese begrip, jy het gedink aan daardie God wat daar eenkant in die hemel sit, soos wat baie van ons nou nog dink hoor. Ons mense, ons Afrikaner mense, wat nog nie in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus is nie, leef soos in die Ou Testament, met 'n vaag godsbegrip van daar ergens is daar 'n God in die hemel, en hy lê en loer vir my. Ek hoop nie jy is een van hulle nie. Maar Jesus Christus het dit kom verander. Hy het God by ons gebring. Ons gesels net nou verder.